Vriende, ons word nader getrek in ons lewe en ons lofprysing en ons aanbidding is nie daar om God groter te maak nie, want hy is reeds groot. Maar wat nodig is dat hy in my en jou lewe, ons lewe, wel groot gemaak word, dat hy die ereplek kry. En daarom is dit wonderlik om in ons lofprysing en in ons aanbidding nader getrek te word. Nader getrek te word. En daar's sekere bewegings wat die Heilige Gees gebruik om dit moontlik te maak in ons lewe. Dat ons vir 'n oomblik kan sing en bewus word van sy grootheid. En dalk is daar 'n paar woorde wat by jou opkom, dalk sy majesteit, dalk die feit dat hy altyd teenwoordig is, dalk is dit sy groot krag, dalk is dit sy genade wat jy net hierdie afgelope week weer op 'n besondere manier in jou lewe beleef het. Maar ons word deur die Gees nader getrek om verwonder te wees in my lewe oor hierdie Here, God, Vader. En dat wanneer hy ons so nader trek, dat ons ook in 'n ruimte kom na die verwondering om regtig intiem saam met die Here te wees. Die Heilige Gees nooi ons, trek ons nader na intimiteit met die Vader, met die Here, met God. Maar dis nie al nie. Want hierdie beweging van die Heilige Gees in ons lewe, hierdie lofprysing en aanbidding, wil ons uiteindelik bring by die plek in ons lewe, waar ons uit oorgawe kan lewe. Omdat alles wat ons van die Here ontvang het, sê ons ook vir mekaar, keer net so terug na God toe. Alles in ons lewe. En dit is 'n wonderlike plek om te kan staan in oorgawe die Here in ons lewe. En daarom, voor ons lofprysingslied vanoggend sing, het ons ook vanoggend 'n anker. Ons het 'n anker wat ons vashou aan hierdie ruimtes waar die Here ons uitnooi. En die anker vanoggend is, Here, ons wil U ken. Here, ons wil U ken. Ons wil U ken in ons lewe. Ons wil U ken in ons ruimtes binne in ons lewe. Wil ons U ken? Vriende, ons word uitgenooi na die woord van die Here en ons gaan dit oopmaak in Johannes 17. Johannes 17, daardie kosbare gebed wat Jesus gebid het teenoor sy Vader. En hy bid daar vir ons elkeen, vriende. Hy bid daar vir die generasies wat nog moet kom, al die generasies wat agter ons is, bid en tree Jesus daarin. Hy tree in daar vir sy kerk. Ons gaan net by een enkele versie gaan ons by stil staan. Voor ek dit lees, dat ons net bewus raak van vanoggend, jy kan daai skyfie ophou, Sjaal, ekskuus. Ewige lewe is nie net eendag nie, dis belangrik. Vanoggend, die ewige lewe is nie net eendag nie. Maar dit begin hier. En dan waar ons God ken. Dis waar die ewige lewe begin. Ek het nou gesê dat Jesus hierdie gebed gebid het. Maar wat ook iets is wat ons moet inneem is
saam met die disippels het daar nie vreeslike groot dinge gebeur dat Jesus hierdie gebed nou moet bid nie. Dis amper so half in die verbygang. Dis amper so doodgewone oomblik wat Jesus gebruik en ons lees dat hy sy oë na die hemel toe geslaan het. En dit is dalk die misterie wat die disippels nog nie so mooi verstaan het van daardie tyd nie, is dat hy net begin praat het met God. Hy bid, maar hy begin net praat met sy Vader. En ons het die voorreg vanoggend om net so bietjie in daai ruimte in te klim saam met die disippels en Jesus terwyl hy bid, maar net een vers. So vanoggend lees ons vers 3 van Johannes 17. Jesus slaan sy oë na die hemel, hy praat met die Vader, en dan kom hy hier in vers 3 en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Jesus sê aan die Vader, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Opvallend, want ons moet eerlik wees vanoggend, vriende, as ons praat van die ewige lewe, en ek weet nie of was jy al in gesprekke oor die ewige lewe nie, dan kan dit nogal 'n groot lang storie wees met klomp tasse wat uitgepak word. Wanneer ons praat en gesels oor die ewige lewe. Vanoggend is dit opvallend. Wanneer Jesus dit beskryf en wanneer hy dit sê, dan gebruik hy min woorde. Hy gebruik baie min woorde. Maar in die woorde wat Jesus hier sê hy alles. Hy sê, ewige lewe is om God te ken. En dit is ook ons tema vanoggend. Die ewige lewe het reeds begin. Vanoggend gaan ons net by 4 bewegings stil staan. 4 bewegings. Maar jy moet ook onthou, ek val myself net gou vinnig in die rede. Die 5de beweging is om pudding te gaan koop nadat ons hier saam is. Dis die 5de beweging. Ek gaan by 4 stil staan, maar onthou, daar's 'n 5de een as jy hier uitgaan. Lekker, heerlike pudding om te herkou aan hierdie wonderlike tema, gedeelte wat die Here Jesus vir ons kom gee vanoggend. Die eerste beweging, vriende, en ek gaan ook by die 4de beweging gaan ons met dit afsluit. Daar's net so ietsie wat ons vir mekaar moet aan herinner by hierdie eerste beweging. As ons praat oor die ewige lewe wat reeds begin het hier nou, dan is dit. Ons verstaan van die ewige lewe. Ek dink ons het ewigheid verkeerd verstaan. Ek dink baie maal as ons praat oor die ewigheid en wanneer dit gesprekke is waarmee ons mekaar besig hou, vriende, dan praat ons van die ewigheid as later. Ons praat van die ewigheid as eendag. Dit is daar waar ons nog nie is nie, maar eendag sal ons daar wees. Dit is die ewigheid. En ook as ons praat oor die hemel. Die hemel is die plek daar, ver. Ons kan eintlik sê dat die ewigheid is die tuiste van die hemel, daar ver. Jesus kom breek dit vir ons op en oop in hierdie gedeelte. Net in hierdie 2 woorde, ewigheid en lewe. Ten diepste sê Jesus, ewigheid
is verhouding. Hoor mooi. Ewigheid is verhouding. En dan sê Jesus dat die lewe ten diepste teenwoordigheid is. Dit is teenwoordigheid. En miskien help hierdie insig ons so klein bietjie, dat die ewige lewe nie iets is wat begin wanneer jy sterf nie. Ons kan ook 'n bietjie dieper gaan. Die ewige lewe is ook nie iets wat jy eendag gaan kry fisies nie. Jy gaan nie as jy sterf die ewige lewe kry nou nie. Die ewige lewe is 'n soort lewe wat begin wanneer jy God ken. Dit is die ewige lewe. 'n soort lewe wat begin wanneer jy God ken. En vriende, hier kom die vraag by die eerste beweging na ons toe vanoggend. Hoe sou jou en my lewe lyk as ons werklik glo ewigheid het reeds begin? Hoe sou ons lewe lyk as ons werklik glo dat die ewigheid reeds begin? En dit bring ons by die tweede beweging vanoggend. Die tweede beweging, hoor ons ietsie in hierdie vers van die diepste vorm van lewe. Wat is die diepste vorm van lewe? Jesus sê, die diepste vorm van lewe is om God te ken. Dit is belangrik dat ons hier mekaar herinner, as ons praat van God en wat hy alreeds gedoen het, dan is dit 'n baie belangrike ding om te begryp, vriende, hier. Hoekom is dit die diepste vorm van lewe? Want die wonderlike van God is dat hy nie maar net vir ons ietsie kom gee het nie. Die ewige lewe is nie ietsie wat God vir ons gee nie. Met ander woorde, dis ietsie wat jy kry vir jou lewe van God af nie. Die ewige lewe en die diepste vorm van lewe om God te ken, is omdat hy homself vir jou en vir my gegee het. Hy gee homself. God gee homself. En om die ewige lewe in my lewe te weerspieël, beteken nie dat ek in hierdie lewe net 'n bietjie meer tyd moet hê nie. Kyk, sou dit nie wonderlik gewees het, dat om die ewigheid te weerspieël in hierdie lewe, en ek kyk 'n bietjie vir 'n oomblik na my lewe, dat ek kan hoor, dat ek net 'n bietjie meer tyd op hande het nie. Wat kan ons nie alles doen met 'n bietjie meer tyd nie? Kan ek en jy nie met 'n bietjie meer tyd al die gate en leemtes in ons lewe vul nie? Beteken dit dat ewigheid, om dit hier te weerspieël in my lewe, dat ek net bietjie meer tyd moet hê? Nee. Maar dis nie al nie. Of, as ek net 'n bietjie dink aan omstandighede, miskien moet ek bietjie verder dink vanoggend as my eie omstandighede, maar die wêreldse omstandighede, as ons net 'n bietjie beter omstandighede kan hê. Want as ons beter omstandighede kan hê, dan kan ons lewe hier die ewigheid weerspieël. Kan jy sien hoe ons soms dink oor die ewigheid hier en nou? Dat ek net 'n bietjie meer tyd kan hê, daai oneindige tyd van die ewigheid. Of dalk miskien as ek dink aan my eie omstandighede, die hemel gaan 'n plek wees waar daar nie 'n gekreun meer is nie, daar gaan nie meer pyn en seer wees nie.
So as ons hier op aarde net 'n bietjie beter omstandighede kan hê, dan reflekteer ons lewe iets van die hemel eendag. Jesus kom maak ons vanoggend 'n bietjie bewus dat die ewige lewe en die hemel bietjie ietsie meer is as maar net 'n lewe of maar net 'n plek. Jesus maak ons bewus dat die ewige lewe dit is om God in my lewe te ervaar. Om God wat daar is, hier nou te ervaar. Dit is die ewige lewe. En hier moet ons ook vir mekaar kan sê, vriende. Om die ewige lewe in jou lewe te hê, beteken nie jy is suksesvol nie. Jy kan in hierdie lewe sukses hê sonder die lewe. Jy kan in hierdie lewe sukses hê sonder lewe. Jy kan ook alles in hierdie lewe hê. Alles. En leeg wees. Dol leeg wees. En hier lê 'n groot ding in die seisoen waar ons is met Pinkster wat agter ons is en verlede week se agtergrond in Jesegiel 37 van die doodsbenere wat daar in die begrafplaas lê, hierdie dooie doodsbenere. En dan kom God se teenwoordigheid. Wat belangrik is, God is teenwoordig en die bene begin beweeg. Bietjie vir bietjie is God besig om hierdie bene aan te trek. Alles wat nodig is vir hierdie bene om 'n liggaam van Jesus Christus te reflekteer, om hom te laat skyn in hierdie wêreld. Om God te ken beteken iets binne begin lewe. Iets hier binne begin lewe. Dit is om God te ken. En dit is presies wat Jesus gedoen het. Ons derde beweging. Jesus bring die hemel hier. Jesus is in hierdie gebed besig, vriende, om die hemel af te trek na ons toe. In ons lewe in. En Jesus het dit op soveel eenvoudige maniere gedoen. Kyk hoe hy die hemel hier gebring, maar net as hy eet. Kyk hoe Jesus die hemel gebring, as daar nie mense is om, daai tyd moes hulle mense se voete was. Na 'n lang reis, dan het elke plek waar hulle gekom het en saam geëet het, mense gehad wat jou voete was. Wat doen Jesus wanneer daar nie daai mense in daai ruimte is nie? Hy buig af en hy begin mense se voete te was. Hy begin om die hemel hier te trek. En dit laat my bietjie wonder oor my verstaan, my beeld van die hemel. En ek moet vandag met julle eerlik wees, my beeld van die hemel is ook nogal baie ver. Dis baie ver. En ek wonder net, as ek hierdie versie lees, dan wonder ek maar net, wat as die hemel nie 'n plek is, nie net 'n plek is, waarheen jy gaan nie? Wat as die hemel nie net 'n plek is, waarheen jy gaan nie? Wat as die hemel 'n werklikheid is wat deurbreek? Wat as die hemel deurbreek in daai plek waarna ons almal nou dink nadat ons pudding gekoop het? Julle is reg. Die kombuis
Wat as die hemel deurbreek in my en jou kombuis? Daar breek die hemel in. My kop gaan alweer oor die week wat voor ons lê. Wat as die hemel deurbreek in daai plek waar jy in jou kop wil gaan in hierdie week in, dit wat alles nog gedoen moet word, jou werk. Die hemel breek in by jou werk. En wanneer ek hierdie gebed van Jesus hoor, dan besef ek een ding. Dat die hemel breek in gewone oomblikke. In doodgewone oomblikke breek die hemel in. En ons kan ook baie diep gaan. Ek wil net 3 dinge noem wat regtig baie diep is, waar die hemel deurbreek in ons lewe. 'n Ruimte wat baie diep is. En dit is nogal interessant, dit is ook een van die eerste momente wat Jesus gedoen het, net voor sy kruisiging, is sy gedagtes al op hierdie bonatuurlike vrede, wat niemand kan begryp nie, wat alreeds daar in die tuin oor Jesus die wag hou, daai vrede, want hy sê vir Petrus, bære jou swaard. En interessant dat as Jesus uit die dood uit opstaan, is dit ook die eerste woorde waarmee hy sy disippels en mense groet. Vrede. Met ander woorde, dat Jesus wys ons, nie net in die wyse waarop hy bid nie, maar ook in die wyse waarop hy sy mense groet. Die manier waar hy op hulle groet. Die hemel breek in wanneer ons vergewe. Die hemel breek in ons lewe wanneer ek en jy liefhet. Kom ons maak dit eenvoudig. Die hemel breek in wanneer ek en jy teenwoordig is. Wanneer ons teenwoordig is, breek die hemel deur. En vriende, hier is 'n baie sterk lyn in ons gesprek vanoggend. Want die mense daar buite, die wêreld, ons moet eerlik wees, vriende. Die wêreld wag nie vir gelowige mense nie. Die wêreld wag vir mense in wie die ewigheid deurbreek het. Dit is wat die wêreld nodig het. Die wêreld het lewe nodig. Lewe. En dit bring my by die 4de beweging. Ons het by die eerste beweging gehoor dat ons verstaan soms die ewigheid en die hemel nie reg nie. Ons verstaan dit net nie. Maar by die 4de beweging moet ons baie eerlik met mekaar wees. Hoekom mis ons die ewige lewe in ons lewe? Hoekom mis ons die ewige lewe hier en nou in ons lewe? Waar soek ek en jy die Here se teenwoordigheid? En ek dink baie maal, veral nou in hierdie tyd waarin ons leef, vriende, soek ons God in groot oomblikke. Ons fokus is op die groot oomblikke. Dood eenvoudig het Jesus sy oë toegemaak in ons teks op pad terwyl die disippels nog so half loop en hy het met sy Vader begin praat. Hy het die hemel in daardie oomblik laat deurbreek. Hy wat God is en ons Vader is ook in die eenvoudige teenwoordigheid. Dit is hoe God is. Dit is wie hy is. Dit is hoe naby hy kom. Maar dit beantwoord nie die vraag, hoekom mis ons dit nie? Ek wil net 3 dinge noem.
3 dinge in my lewe wat teenwoordig is, hoekom ek die ewige lewe mis. Want ons jaag. Ons jaag. Ons beweeg teen die spoed van lig. Interessant, net so kantlyn aantekening. As jy teen die spoed van lig beweeg, is jy binne 1.5 sekondes op die maan. Maar as jy by die plek wil kom waar wetenskaplikes sê, vriende, dit is te groot vir my verstand, daar's 'n plek in ons ruimte wat hulle noem, dis die ruimte wat jy kan observeer. Nou as jy op die grens van daardie observasie van die heelal kan kom, dan gaan dit jou meer as 2 biljoen ligjare vat om by daai deel te kom. En hulle sê daar's nog baie dele daar buite. As jy teen die spoed van lig beweeg. Vriende, ons jaag. Ons jaag in hierdie lewe. Maar meer nog as dit, ons beheer. Ons het soveel beheer in ons lewe, wat nie ruimtes deurlaat vir die ewige lewe nie, vir die hemel om deur te breek nie. En in dit is ons onbewus. Want vriende, kom ons wees eerlik. Wie van ons verwag die hemel hier en nou? Wie van ons verwag die hemel waar ons maar net beweeg? Jy sien, ewige lewe word nie gemis omdat ewige lewe afwesig is nie. Ewige lewe word gemis omdat ons nie aandag gee nie. En hier lê die klimaks vanoggend. Wat as ewige lewe nie iets is wat jy eendag gaan ontvang nie? Wat as die ewige lewe nie iets is wat jy eendag gaan ontvang nie? Maar wat as die ewige lewe iets is wat jy nou kan ingaan? Kan ingaan. Nie deur harder te probeer nie, maar deur oop te wees. En ek dink nogal verlede week was baie belangrik om te hoor, dat die mense wat op Pinksterdag gesit het, letterlik gesit het. Dis hoe hulle vol geword het van die Gees. Hulle het letterlik net gesit. Die Heilige Gees het ook op hulle kom sit en hulle het vol geword. Jy sien vriende, dit is nie iets wat ons moet laat probeer gebeur nie. Selfs wanneer ons hier by mekaar kom. As ons sê dat hierdie 'n baie heilige ruimte is, waar die geloofsgemeenskap, die geloofsfamilie by mekaar kom, selfs ons by mekaar wees, kan nie iets laat gebeur nie. Al wat God se kinders kan wees, is om oop te wees. En dalk miskien help Jesus se houding in hierdie gebed ook vir jou en vir my. Ek het in die eerste diens gesê, en dis nogal belangrik vriende, moet asseblief nie dit doen wanneer jy bestuur nie. Moenie jou oë na die hemel toe opslaan wanneer jy bestuur en jou oë toemaak en jou hande oop nie. Dan het jy moeilikheid. Dan gaan jy groot moeilikheid hê as jy in jou motor sit en hy beweeg. Moet dit dan nie dan doen nie. Maar soms het ons nodig om net in ons gaan, vir 'n oomblik, ons oë na die hemel toe te rig. Ons hande net oop te maak, ontvanklik te wees vir die ewige lewe wat deur ons vloei.
Ons hoef nie iets te probeer maak gebeur nie. Word net saam met my bewus, met jou oë toe en jou hande oop. Here, ons wil graag begin geëindig waarmee ons begin het met ons ankerteks. Here, dat ons U wil ken. Ook in ons aanbidding, Here, het ons vasgehou aan om U te ken. Ons is ook nou hier, Here, en ons wil U bly ken. Here, ons wil nie net van U weet nie. Die wêreld weet ook van U. Die wêreld ken U nogal baie goed, of weet van U baie goed. Maar Here, ons wil regtig in hierdie lewe, met ons lewe, U beleef. Maak ons bewus, Heilige Gees. Maak ons bewus van U teenwoordigheid, hier, nou. Hoeveel kere, Here, kom ons nie by 'n kruispad, en Here, ons voel in ons lewe, dat U is baie ver. Here, ons moet erken, baie maal voel dit vir ons, asof U in die hemel sit, baie ver. Biljoene ligjare ver. Maar Here, dankie dat ons U naby ons beleef. Dankie dat U vir ons kom sê, om aan my vas te hou beteken, dat ek vir jou kom sê, ek is nie ver nie. Dankie daarvoor. Dankie dat U my kom help, Here, wat so vinnig beweeg, wat regtig jaag in my lewe. Dankie, Here, dat U vir my kom sê, wees stadiger, leef stadiger. Moenie jaag nie, want ek wil vir jou iets sê in jou lewe. Ek wil regtig vir jou iets sê. En Here, ek wil so beweeg, dat ek U kan hoor sê in my lewe, U is hier. Ek wil ook hoor, soos Elia, ek is hier. Ek is regtig hier. En Here, dankie dat ons kan intree vir die wêreld. Baie dankie, Here, dat ek hier kan intree vir die wêreld. 2 van ons boeties, Dominee Johan en ou Ines, Here, is op hierdie oomblik in Madagaskar. Hulle is in 'n vreemde land, Here. Op hierdie oomblik is hulle besig om ook die lig wat hier skyn, daar te laat skyn. Ons kan ook nie wag vir die nuus, Here, oor daai nuwe sentrum, Here, wat U gaan verlig daar in Madagaskar nie. Maar ek wil regtig hier kom intree vandag, vir al die mense in ons wêrelde, vir almal. Want Here, die wêreld het 'n groot dors, en hulle weet nie van dit nie. Hulle weet nie van die dors wat hulle het nie. En Here, die enigste ding wat hierdie dors kan les, is hierdie woorde. Ek gee myself. Mag die wêreld, Here, dit hoor, dat U Uself vir hulle gee. Ons kom pleit vir die wêreld. Ons kom tree in vir die wêreld. Dankie dat U by ons is, en dat U ons vashou. Ons bid dit in die groot naam, bo alle name, Jesus Christus, ons ware bruidegom, ons koning, en ons heiland en Here.
wees na die ewigheid nie, maar bewus wees dat dit reeds begin het. Mag julle so vol word van God, dat ander begin sien, die hemel het nader gekom. Amen.